Welkom terug by ons reeks van uitgebrand na aan die brand en dis so lekker om te gesels oor hierdie ritme van genade. Die vorige 2 weke het ons gesels oor die invloei in Jesus se lewe in waar hy besef dat hy voordat hy nog iets gedoen het en die uitvloei, die goeders wat 'n ou doen, gaan dit oor dit wat invloei, aanvaarding en hoe die Here hom in stand hou. Hoe die Here hom onderhou in sy verhouding met die Here. Vandag gaan ons nou 'n tree verder en is nou die uitvloei gedeelte en is 'n moeilike woord, dit sê betekenis. Nou hierdie woord, jy weet, wat se betekenis het jou lewe? Dis nog altyd een wat my so bietjie onderkry. Ek onthou een keer dat ek langs 'n ou op 'n vliegtuig gesit en gewoonlik, jy weet ons vrae vir mekaar partykeer in die awkward small talk van so, wat doen jy? Nee, ek is 'n predikant. Wat doen jy? Nee, ek is 'n ingenieur of wat ook al. Ja. En hierdie ou sê toe, wie is jy? En ek sê toe vir hom, ek is Roan. Nee, hy sê, ja, okay, maar dis 'n baie mooi naam, maar wie is jy? Eers en dit kry my omdat ek dink by myself, wie is jy om hierdie vraag van my te vra? Ja. So, ek dink is 'n moeilike vraag as dit kom by betekenis, nê? Wie is jy? Sonder, as jy afval van wat doen jy, en dis, jy weet die vrug is die laaste een van die uitvloei, maar voordat ons kom by wat doen ons, is dit belangrik om te stoei met woorde spesifiek. Ek sukkel partykeer net met woorde, wie is ek? Ja. Jesus gee vir ons 'n baie goeie voorbeeld net rondom wat hy doen en jy weet wat hy beteken. Ja. So en wie hy verteenwoordig. As ek nou dink aan hierdie teks in Johannes 14 waar hy praat van wie my gesien het die Vader gesien. Yes. So dis vir my fantasties hoe Jesus dis wie hy wil wees. Dit is sy betekenis. Sy betekenis is ek wil hê dat wanneer julle my sien, ek is 'n openbaring van die Vader. Yes. En dan wat Jesus nog verder vat en ek dink dit is wat my so bietjie partykeer vang is, dit voel vir my dis aanstellerig, nee, dis so half om te spog met wie hy is. Is Jesus het sekere ek is stellings wat hy gemaak het. Hy sê ek is die brood van die lewe. Nou ek kan myself net voorstel as jy nou vir iemand moet sê jy is 'n brood, nee. Ja, jy is 'n brood. Ek kan nie dit verstaan. Ja. Nee, of ek is 'n dier of ek is 'n herder. Ja. Ek meen ons gemeente is gebou op ek is die wingerdstok, nê? Ons moet inpas by die wingerdstok. Maar Jesus verstaan baie mooi hierdie woord significance. Nou, dis nog 'n Engelse woord wat Dr. Lyk gebruik het daai tyd toe hulle mos begin het met die bewegings en hy het gesê dit gaan eintlik oor die signs in jou lewe, die tekens. Wat is die tekens? As jy vir iemand moet vra, luister, wat se tekens sien jy in my lewe wat my betekenis gee, dan as ek onmiddellik aan jou dink, Roan, dan as ek nou maar net kan sê, nê, dan sien ek iemand wat dinge vir ander mense makliker maak, moontlik maak. Jy kan 'n konteks skep waar mense net sê eerlikheid, Roan het my nou so gehelp, nê. Ek vat gister toe ons nou sukkel met een van die spanlede wat hulle foon laat val het. Onmiddellik help jy. Jy's daar om te help want jy sien 'n nood en jy wil daai nood aanspreek en jy wil dit vinnig aanspreek en jy wil dit uitgesorteer hê. Dis wie jy is. Ek dink om woorde te gee aan dit, ek dink dis die moeilike deel. Wat is my betekenis? Daai ou in die vliegtuig wat sê wie is jy is. Wat is 'n ou kon sê ek wil graag eendag as ek nou nie meer daar is nie, hulle op my begrafnis sê hulle hierdie ou was 'n goeie, hy was soos 'n broer. Is iemand wat geluister het as ek deur moeilike goed gegaan het. Ek dink as ek moet sê wat is een groot ding dalk en ek dink jy sal dalk saamstem, dis wat 'n ou wil wees vir ander mense is ek wil 'n vriend wees. Ja. Dis deesdae nie so 'n eenvoudige ding. Ja, ek moet vir jou sê as ek dink aan my eie lewe dan wil ek die afgelope paar jare kom die woord pa. Ek wil 'n vader of 'n pa of 'n mentor. Ja. Dit sal iets en ek kan dit so maklik weer terugwerk na wat ek doen toe, maar dis wat hierdie ritme van genade so geniaal maak. Ja. Is die feit dat hy konsentreer nie op wat jy doen nie. Hy konsentreer op wie jy is en jou betekenis. En almal van ons het 'n boodskap om uit te dra. Almal van ons het betekenis wat ons moet uitleef. En dis waaroor hierdie spesifieke uitvloei nou gaan. Die Here wil hê ek en jy met ons betekenis vanuit ons identiteit, vanuit ons onderhouding en dan na ons betekenis toe met ons ontdek.
Ek hoop dat julle by die huis kan so 'n bietjie stoei met hierdie ding. Dit is nie noodwendig 'n antwoord wat jy vandag gaan hê is wat die betekenis van my lewe nie, maar laat 'n ou so 'n bietjie stoei met dit. Ja, definitief. Kan ons saam bid? Yes. Ons bid. Here, ons het nodig om soos wat U dit ontdek het, Here, wil ons dit in U ontdek, Here, en ons besef ons kan dit nie buite U ontdek nie. Miskien is dit die beginpunt. Die beginpunt is U wat sê U is 'n dier of 'n herder of lewende water, Here, dat ons identiteit daarin sal vind, Here, dat ons onsself daarin sal in stand hou en dat ons betekenis daarin sal vind, Here, in ewigheidswaarde koninkryk, Here, waar mot en roes hier op aarde al die goed verniel en diewe inbreek en steel, Here, dat ons werklik vir ons hierdie betekenis skatte sal bymekaar maak in die hemel. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons bid ook vir almal wat nou gaan gesprek voer rondom dit. Seën ons gesprekke in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Paul. Volgende week sluit ons af met om vrug te dra, die laaste een. Dankie Roan.